Okay, so kom ons saam met. Here, ons kom met jou vanmôre. Ons sê dankie vir die week wat ons by gegaan het. Dankie vir laasnaweek se dienste waar u wil, nie ons wil, Here, wat belangrik is. Ons sê vir u dankie daarvoor dat u is die God van hierdie gemeente. Dat Jesus Christus is ons koning en die Heilige Gees is inwoning in ons. Ons bid dit in Jesus naam. Ons sê dankie daarvoor. Ons sê alle ere, alle lof, alle prys, alle bring. Sonder u, Here, is ons verlore. Ons bid vir hierdie gemeente, dit sal groei, Here. Ons bid vir meer mense om in te kom, Here. Om hierdie plek vol te maak, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid, Here, dat die salwing en die krag van die Heilige Gees sal beheer wees van vanmôre se diens. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid vir elke seun wat inkom. Ons bid vir elke mens wat hulle hart gaan oopmaak en u loof in die Gees en die waarheid dat u vir hulle sal seën. Ons bid dit in Jesus naam. Ons sê dankie daarvoor. Amen. Amen. Kom ons opstaan. I know my shepherd keeps me straight. The Lord is by my side. For every day he walks with me. The Lord is by my side. The Lord is by my side. Forever by my side. He's told me straight, his peace is mine. The Lord is by my side. I know my shepherd keeps me straight. The Lord is by my side. For I have known that he is great. The Lord is by my side. The Lord is by my side. Forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. I know the shepherd keeps me home. The Lord is by my side. Forever day he sets me home. The Lord is by my side. The Lord is by my side. Forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. Hallelujah. 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 Holy Spirit, touch my soul, touch my spirit, make me whole. You are the light, the truth, the way. I trust you, follow me, night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the Holy Trinity. I live for you alone, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way where I should carry on, where I should stand. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the Holy Trinity. I live for you, you live in me, Lord.
Uramatama, water you turn into wine. I'm led to sing that song first. Wine turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. One turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Unlike you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. He's all that oh, hallelujah. Yes, baby.
You
Ons bid U vanmôre, Here. Ons sê dankie vir die krag en die salwing van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek moet dat julle smile. Ek moet smile, want as ek smile, smile julle. Okay. Jy weet, as ons praat oor kinders van God, as ons praat, ons sê nie, of jy 'n kind van God is of nie. As ons praat oor kinders van God, dan is daar een ding, en 'n kind van God, wat sy lewe regeer, en dis die Heilige Gees. Jesus maak 'n stelling in Johannes 16 vers 7 en 8. Hy sê die woorde, hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal ek die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En dan sê hy die woorde, hy sê in vers 8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is kragtige woorde. Dit is pragtige woorde hier. Ons leef in 'n tyd waar Paulus sê, en ek gaan dit in Engels sê, do not wrestle against flesh and blood, but about the spiritual wickedness in the air. Daar is 'n gees wat op die aarde nou op hierdie tyd is teenwoordig om mense te mislei. Daar is 'n gees wat alles van jou weet. Moenie worry nie, hy weet alles van jou. Hy is die bekende gees, die familiar spirit. This familiar spirit knows you in and out. He knows your father, he knows your mother, he knows them all. So whenever he speaks to you, he will always reference back to what he knows. Hierdie is die ding wat mense nie kan verstaan nie. Die elke een wat met jou praat in tale en met jou praat, die Here sê is van God af nie. Die almal wat sê, jy weet, dit is die ding van vandag. Kennis is 'n doodsteen. Het jy dit geweet? Hulle sê al kennis gee jou krag, is nie. Dit is 'n doodsteen, omdat jy word verantwoordelik gehou volgens die kennis wat jy het voor God. Jy het daai kennis, maar jy misbruik die kennis. En hierdie kennis wat hy vir jou gee, skeer jou uit mekaar uit. Jy's na tyd te leer hierdie ding, dan leer jy dat. Na tyd, if it's all in your head, it means nothing, man. Dit moet in jou lewe wees. En help jy praat die woord, maar jy leef nie die woord. Jy sien, sy belofte was om hierdie kerk of die bruid te vul met krag en mag. Ons weet, hierso in Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En wat gaan jy wees? Jy gaan 'n getuie wees in die hele aarde. 'n Getuie is nie 'n dominante mens. Ek wil nie weet jy moet dit weet vanmôre. If you are a witness of Christ, you're not dominating the situation. Christ is. If you are a witness of Jesus Christ and the Holy Spirit is within you, you are the person that listens to the Holy Spirit. Onthou laas week wat ek gepreek het, nie my wil, maar u wil. Jy luister na wat die Gees sê, nie wat die mens sê. Jy sien, op die einde van die tyd, moet jy weet, die Gees van God is vir jou gegee om jou oorwinnaar te maak. Om 'n getuie te wees vir mense om u. Vir mense wat gebreek is, wat stikkend is, wat bedien moet word. En as jy 'n leraar is, soos ek like om te leer, en dinge so dit, moet jy oppas wat jy sê. As iemand iets sê, bly stil, nie bestil. Moenie sê jy is beter nie. Want jy dit doen, dan het jy mos nie die Heilige Gees, jy het die ander gees in jou. Die demoniese gees.
En daai gees is so nou, as jy die lyn moet trek, hy steek nie so aan jy kan vir die lyn, dis waar hy is. En almal dink, dit is die Heilige Gees. Daar's baie kerke, baie plekke, wat nie meer die Heilige Gees toelaat in hulle geliefde. As ek moet praat oor verskillende kerke, wat dit toelaat en nie toelaat nie, wat die doop toelaat en nie toelaat nie, dan gaan jy skrik. Want hulle gebruik dan die naam van Jesus hele tyd. Maar hier is die ding. As jy sê, jy is gevul met die Heilige Gees, so alles wat jy doen, tot eer van Christus is. Nie tot die mens, of tot myself, ek is groot pastoor. As jy dan begin praat, dan is die demoniese gees in jou, dis nie die Heilige Gees. En jy sê vir my, maar, pastoor, wat sê jy vanmôre? Actions speak louder than words. Actions, jou leer, die manier wat jy met mense praat, die manier wat jy dinge doen, die manier wat jy iemand sê, slegs sê in 'n mooi manier. Hulle sê my vrou altyd sleg in 'n mooi manier. Sê nie vir haar regheid nie, want as daar mense kwaad word, is dit 'n ander storie. Maar ek wil dit sê, dis hoe mense is vandag. En dit gaan nie meer oor die Gees van God in die plek, dit gaan oor my. Dis hoekom ek sê, ons moet oppas, dat hierdie groot verantwoordelikheid wat ons het, gekry deur die Here Jesus Christus, ons toelaat, dat hy regeer in ons lewe. Nie iemand anders nie. Jy weet dit, ek het ons vir 'n company gewerk, 'n vliegtuigcompany, ek was 'n vliegtuigingenieur of iets so dit. Hulle sê dit. En dan het jy mense in daai company wat so slim is. As ek iets sê, dan sê die persoon iets anders. En dan, as ek iets sê, dan sê hierdie persoon, ja, maar ek toe sê ek, well, weet jy wat jy kan doen? Jy kan die job doen en draai kom en te loop ek. Sê, ek gaan dit nie doen. Sorry, fire me. Ek gaan dit nie doen nie, ek is jammer. En ek het geloof. Na tyd was die managing director van die company, CEO, by my. Oh, Johan sê, Ralph, please help us. I said, no, this guy here, ek wys vir hom, continuously says, when I say, let's do it this way, he says, do it his way, carry on. En dit is wat ons moet oppas vir, by die woord van God ook. Vermaning is 'n ander storie. Ons praat nie van vermaning. Maar ons praat van vermaning is dit iets anders. Maar wanneer jy sê jy is 'n kind van God, dan sal jy die broer en suster respekteer wat by jou is. As hy oor jou of onder jou is, sal jy nog steeds dieselfde respek hê, soos jy vir Christus Jesus eintlik moet hê. Dis die Heilige Gees daai. Hy is gegee vir ons. Hy het gekom om ons krag te gee. Die Gees gee vir ons lewe ook. You say, what do you mean by that? I say, it gives you life. Without the Spirit of God, you're dead, brother. You are dead, sister. Your spirit is dead. Your mind is just religious. En jy is gebind aan 'n gelooflering wat jy het, en nie wat hy wil hê. Daarom is daar so baie verskeie dinge in die wêreld vandag wat ewesklik oppop. Omdat die mense het hierdie gees van God begin nie eer meer. Dis die bekende gees, die familiar spirit, wat in die kerk kom, wat die dinge in die kerk, en hy gaan dit nie so direk skeer nie. Hy sit iemand daarin, en hy werk stadig met daai persoon, daar het die persoon in 'n leiiersposisie. Nou moet ons het so doen, en jy is verkeerd, ek gee nie op wat jy sê. Dit is nie die Heilige Gees. Omdat jy kind van God moet weet, wat sê die Bybel? Jy moet die ander in ag hoor dan wat jy jouself. Jy moet jouself verneder sodat daai persoon kan groei. Jy moet by daai punt kom
waar jy sê, nie my wil, Here, maar U wil. Die Gees in my is die Gees wat regeer in my en hy sal niks doen nie. Niks doen nie wat teen die woord van God gaan. Nooit. Eindelijk. Hy sê jou herinner van die woord van God. Hy sê hierso, in 1 Korintiërs 6 vers 19 toe hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat hy nie, en dat julle nie aan julle self behoort. Jy sien, dis die ding. Jy stap oor die lyn. Jy neem Jesus aan as jou persoonlike saligmaker. Jy word gedoop. Die volgende stap is die Heilige Gees. Dan kom jy in die plek van die Heilige Gees en hy gee vir jou 'n bediening wat jy moet doen. Dink jy dat as jy die bediening doen soos jy dink dit wil wees, gaan dit suksesvol gaan nie. Doen wat die Gees sê. Dis hoekom as mense met my praat, as sê ek doen wat God sê, ek doen nie wat jy sê. Ek is jammer. Ek sal dit vir enige persoon sê. I don't do what you tell me, man. I'll do what God tells me. If God says I'll listen to you, I'll listen to you. But if He doesn't say anything to me, because I pray every morning, I pray every night, I'm on my knees before the Lord, He must tell me. I feel His presence, His anointing upon my life. He tells me what I must do. En dat is wat U moet weet, kind van God. As te veel mense wat sê die Here sê. Maar hulle dinge wat hulle doen, stem nie saam met die woord wat daar is. Dit weet die ding is dit nie, wat my altyd as skrikwekkend maak in my eie lewe. My vrou en my kinders keer my, Corrie en my vrou. Hulle keer my, want ek is 'n ou wat sommer direk die ding sal doen. Ek sal ou aanvat dadelik oor die storie van beheer of dit, whatever it is, ek sal dit doen. Maar hulle sê vir my, Here, moet jy dit so doen, los dit liefste, dan is daar vrede. Ek sien die vrede toe Jesus op die aarde geroep het. Hulle het hom gehaat soos die pes. Ek sien nie dit nie, maar ek sien wat? Hulle sê vir my, ek moet vir die ander pastoorvriend van my sê, jy moet die gesindheid van Christus hê. As ek kyk na die gesindheid van Christus, dan kyk ek na 'n Christus Jesus, wat die Fariseërs uitgetrap het al die tyd. Wat geen nonsens van hulle gevat het nie. Dis hoekom hulle nie kom vat nie, omdat hy die woord vir hulle korrek vertaal, hulle inbring by die woord, omdat dit wat dit is. Hulle het gehaat vir daai ding. Nie omdat hy wonderwerke gedoen het nie, vir hulle was dit 'n ander ding. Hoe is dit nou hierdie man, wat teen die woord is, hy miskien wonderwerke doen. Hy was nie nooit teen die woord nie. Hy het die woord vervul. In alle aspekte van sy lewe het hy dit vervul. Maar ons kind van God, met daai voorbeeld wat hy het, volg. Daai voorbeeld wat hy het, volg. Hy is die een wat moet reflekteer in my lewe, hy alleen. En dit is die Heilige Gees wat dit doen. Hy kom na jou toe, hy woon in jou, inhabits. I like the English, it says, inhabits the person. Hy bly in die persoon. Inhabits means, jy bly daar binnekant. Hy bly in die persoon, wat sê, Heilige Gees, kom woon in my. Kom, maak my nuut, maak my alles, Here. Ek is onderdanig aan die woord, en wat U sê, ek moet doen, sal ek doen. Maar weet jy wat? Die Here gee vir ons so baie wysheid. Hy sê in Korintiërs 2 vers 10 en dan sê, maar God het aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy gee vir ons wysheid. Ek gaan 'n vraag vra vanmôre. Baie keer wanneer jy die woord lees, dan lees jy die woord oor en jy los hom, en jy gaan aan,
En so 6 maande later kom jy terug. En jy beskik daai woord pop op vir jou net soos die Heilige Gees vir jou wysheid gee. Jy weet, dit is die ding. Die onderskeiding wat jy moet hê, is dit. Moet ek hierdie woord gebruik nou? Of moet ek dit wag tot u sê ek moet dit gebruik? En ek wil jou voorbeeld gee. Ek, Ralphie Britsie, dit een aand, want ek het vir Petrus en Johannes en James gelag en omdat hulle op die tempel was, op die hoog van die berg was saam met Christus en ieweskielik was hy verheerlik en hulle val aan die raak aan die slaap en ek sê, wow, hierdie ouens is stupid, ek sal wakker bly. Toe sê die Here vir my, okay, I'll see you tonight in the prayer room. Ek sê, okay, I'll be there. Maar dan begin ek bang raak. En ek gaan in die bidkamer en ek begin bid. En dit was so 2 ure voor die tyd, maar hy het gesê 12 uur ontmoet hy my. 2 ure voor die tyd begin ek bid en ek begin huil en ek begin skree, begin verswaal my sondes, omdat die Heilige God kom lees op. En toe hy kom, toe staan ek op my toe hardloop ek weg. En ek die tweede keer, toe kom die Here, toe raak hy my aan, hy raak kriekie staan met die deur, toe die Here sê, ek my gemaak die deur op, toe ek opslaan, staan ek. Soos 'n zombie, wat gaan hier so aan? Ek kom sit hier so. You know what the problem was that I had? Ek is so excited with him. Oh, hallelujah! 'n klomp pastore is daar, ek praat met hulle kyk my op mannes. Because I haven't had the experience and I didn't listen to what God said. I wanted to share this to the wrong people at the wrong time. So die Heilige Gees gee jou wysheid. Hy gee vir jou kennis. Die Heilige Gees sê vir jou wat jy eintlik moet doen om suksesvol te wees in jou besigheid, in jou huwelik en alles wat jy doen. Moet jy weet, jy moet toelaat dat die Heilige Gees vir jou sê wat jy doen. In jou kerk ook, né? Jy sê, jy praat in die kerk ook. Die kerk meester van al, moet jy toelaat dat die Gees van God in jou sal werk en vir jou sê, I think you in the wrong place, bro. Want hy gaan die onderskeiding bring. Hy gaan die verskil bring. He can take away the stuff that is traditional and bring in the truth. You are not bound by the law. You are set free through the grace of God. You do not need the law anymore. You have the grace and the mercy that is in your life. You will confine to the Word of God, but you will have the grace of God in your life. Elke dag van jou lewe. Hy sal nooit jou verwys na iets anders maar die woorde van Christus Jesus. Hier sal lees ons dit. Johannes 14 vers 26 sê, maar die troos in die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal sien, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So, ons weet wat hy gesê het, nee. Ons weet wat hy gesê het. Nie wat ek wil sê, wat hy wil sê. Ek weet dat hy iets sê julle dit. En dit is wat ek moet wees. En die grootste ding is dat, as jy nie nederig kan word nie, as jy nie iemand anders hoe jou kan ag nie in daai sin, en jy wil trots wees, en ek is die myn ou en ek is dit, want jy kan sê nou reguit in jou gesig vandag, dit is nie die Heilige Gees daai nie, dit is 'n demoniese gees wat in jou woon, en jy weet dit nie eens. Alles wat hy sê, alles wat hy doen, sal altyd tot eer van Christus Jesus wees. Altyd. Altyd. It's got nothing to do with what people say. It will always be about what he has to say for us all. Ek het baie geval in hierdie storie. Jy weet, ek het baie geleer in my lewenstyd. Ek het 50 jaar gered, ek het hier lank al, 6 verder gered dan wat ek is. Maar ons het baie. Ek het dogmaties geraak op 'n stadium. Ek het teologie geswat en ek het teologies geraak, kan ek dit sê. Ek het dit gesien.
Ek het wetties geraak ook. In my lewe. Ek het al wysheid geword. Ek weet alles van die woord van God. Ek het alles gelees. Ek het die Bybel 'n paar keer gelees. Ek het eskologie geswaat. Ek kan op hele klomp goed sê. Dit, al laat ek jou dit sê, kind van God. Jy kan maar daai goed swat, jy kan die woord lees, en jy kan blind wees, omdat jy nie toelaat en die Heilige Gees vir jou wys wat hy wil hê in jou lewe. Dis 'n uitdaging, dit is ook 'n regte woord vermoë. Die vraag is dit. Hier is die vraag. Hy gee vir jou gawes. Hy gee vir jou die gawes. Bespreek jy die gawes dan? Weet jy wat 'n gawe op die gawe van die Heilige Gees, wanneer dit regtig in jou werk, is wanneer jy iemand anders ag hoor dan wat jy jouself. Regtig, dis wanneer dit werk. Die wanneer jy sê, ek praat in tale, ek het onderskeidende gees, ek kan profeteer, ek kan in tale sing, wat ek kan ook doen. Ek kan in tale praat en boodskap bring, dit is so, ek kan dit doen. Ek kan al goed doen, want ek het nie die vermoë nie omrede, ek is nie 'n profeet, want ek weet wat my bediening is. Maar daar is mense wat profetiese bediening het. Daar is mense wat leraarsbediening het. En alles dinge, jy is nie in 'n skoolklaskamer, waar jy met mense werk wat gebekeer is, hy is daar om vir mense te leer, wat sê die Here Jesus Christus. Ons weet wat die vrug van die Gees is. Jy kan dit gaan lees, Galasiërs 5:22-23. Dis die vrug van die vrug van die Gees. En dit is nie allemaal dieselfde nie. En hier so in Korintiërs 12:4-7 sê hy, die genade, hy sê hier die woorde, hy sê, dis dieselfde Gees, sê die eerste Heer. Dan sê hy, dis dieselfde Here. En dan sê hy, dis dieselfde God, wat in alles werk, en wat allemaal werk. Dan sê hy die woorde, vers 7, maar elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. Dis die antwoord. Nuttig. Useful. Encouragement. Building up. This is what nuttig is. Jy sal mense opbou voor jy jouself voor hulle afbreek. Jy sal luister na die mense. Al is hulle nie op dieselfde vlak soos jy, moet jy jou vlak op hulle afdruk nie. Werk nie so nie. Dis die Gees van God. En ek wil jy net sê, wat 'n dag gaan ek nie weer sien wanneer jy in die hemel staan. Maar hierdie Heilige Gees gaan teen jou getuig of vir jou getuig. Hierdie Heilige Gees wat ons op praat. Amen. Hy gaan vir jou getuig of hy gaan teen jou getuig. Jesus gee 'n ding, Matteus 7:21-23. Ek het baie keer gelees. Waar hierdie ouens altyd in die naam van Jesus dit. Dan kom hulle by hom en sê kom maar, Here, ons het in hierdie naam duiwels uitgedryf. Ons het wonderwerke gedoen. Ons het kragte gedoen. Wat het al hierdie dinge gedoen? En hy sê, maar gaan weg my, ken julle. Weet jy wie die mense is? Dis mense wat in die kerk sit, wat die bekende Gees in hulle het, wat die familiespirit het, en hulle, waar hy profeteer, dan profeteer hy en dit. En hy sê, die Here het so gesê, dit is hierdie mense. Dis hierdie mense wat die woord van die Here gebruik, om mense te mislei, en ook om die woord van die Here te gebruik, om 'n wet in te bring. Dis hierdie mense. So ons moet versigtig wees in hierdie tyd waar ons lewe. Want ons by daai plek moet kom waar die Heilige Gees
vir ons nederig maak. Humble maak. Dat jy werklik waar so eer vir God het. So eer. Dat jy sal niks doen nie om sy eer 'n skenk te skenk. Jy sal dit nie doen. You won't do this because you love Him and because you really love Him. The Holy Spirit is within you and your responsibility is accountability. Your responsibility is accountability. If He makes you a leader in the church, a pastor, a prophet, you have accountability to make sure that the words you speak build people up and tell people what they must do. This is the problem that we're having in the church today. Ek kyk na hier en ek gaan nie kyk sy naam noem. Die ou staan daar voor, pastoor van my gemeente. Hy sê vir die mense hierdie dinge. Hy sê, ek gaan Engels praat, hy sê, if you come to the front, you take your jacket and you throw it on the front here. Or your blanket and throw it on the front here. You will be immediately filled with the Holy Spirit. Ja. The Holy Spirit will do everything to glorify Jesus Christ. Always. All the time. In the Word. In the way you live. In the dinge wat jy doen. Hy sal altyd vir jou kind van God. Vir jou. Sal hy jou herinner van sy woorde om nederig te wees. Soos hy nederig was. Hy het dan vir die Vader gesê, nie my wil, maar U wil, Here. Vir daai rede moet jy ook dit kan sê, nie my wil Gees van God, maar U wil. Ek wil hê Gees, dat U met my lei, Heilige Gees, dat as ek met meer gaan bid, dan ek kan meer, sê vir my, ek moet opstaan gaan bid ek. Ja. Sê vir my, Here, as ek moet gee, dan kos dit my, dit. Sê dit vir my, dan sal ek dit doen. Volgens wat U wil hê, nie wat ek wil hê. Dis hoekom ek sê altyd, as jy na jou broer en suster kyk, sien die potensiaal in jou broer en suster. Dit is wat jy moet sien. Nie 'n vloek op hulle sit nie. Nie hulle afbreek nie. Tel hulle op, liefste. As hulle nie daar by jou is nie, of die dinge wil doen wat jy nie wil hê nie. Wys dit die liefde van Jesus Christus. Laat ek dit sê, dit verander die hele situasie. You can't carry on with the Holy Spirit without love. You can't do the things of the Holy Spirit if you have a bitter soul. If you have a righteous soul. You know a righteous soul? Ek is reg. Jy kan ek sê van die woord. Baie ons gesê. Jy tannie loop die nag in die kerk en ek wil sy musiekleier van die kerk. Sy sê vir my, ek wil net vir jou sê, Boetie, jy kan my niks leer van musiek nie. Net so. Voor die mense, ek sê, oké. Laat die musiek uitdeel. Gee die goed vir almal. Ongelukkig vir haar, was dit in F. En sy kan net in C speel. Ek sê maar, kom speel jy die tannie. Ek ken nie F. Ek sê maar, jy het gesê, ek kan nie dit leer. Jy moet maar hierdie goed gaan leer. Toe kom sy nie weer terug kerk toe. Dit is baie wat om dit te sê. Want ek het niks van haar gesê, ek het net maar sê, oké, sal ek die musiek neer, en toe begin ek speel. En ek sien, sy speel nie die orgel nie. Ek hoor niks orgel, ek is baie fyn met dit. Ek hoor baie dinge wat ek nie moet hoor nie. Wanneer ek speel
speel kan ek hoor, ek maak ook foute. Maar op die einde van die tyd, kind van God, is dit gaan oor die Heilige Gees. Wat in jou is. En hierso gaan daai dag wees, gaan 'n skrikmaak dag wees, wanneer jy voor hierdie Heilige God moet staan, en vir hom, luister wat sê, ek ken jou nie, Ralfie, vat jou goed en trek Ferreira. Want ek het nie geluister wat die Heilige Gees sê. En ek het nie gehandel met die gesindheid wat Christus gehad het, tussen die mense wat gebreek is, wat moet geleer wees, wat opstaan. Ek het nie daai pad geloop nie. Dan iewers skrik staan ek so voor die Here en sê, wie is jy? Maar ek het dit in jou naam gedoen. Ek het 'n Bybelskool gegaan. Ek was in die vorige Bybelskool. Ek was daar. Ek was by daai kerk. Dit is wat ek daar gedoen. Kyk wat ek gedoen. Al die verskillende kursusse het ek gedoen. En ek gaan my sê, maar wie sê ek hier nie? Gaan werk met my. Met jou gesindheid en jou hart was nie soos Christus se. Ons almal wat hier so gevul is met die Heilige Gees. Almal wat gevul is met 'n groot verantwoordelikheid teenoor die Here. Ons wat gevul is in tale praat en tale sing, die dinge doen wat ons moet doen vir die Here. Want jy weet, jy sal vir antwoord gee vir dit. Omdat die Heilige Gees wat leef dan in jou, of hy gaan getuig teen jou. Jy gaan eintlik bang wees, omdat dit is die eerste keer wat jy die Heilige Gees gaan sien, waar jy voor die Here staan. The person of the Holy Spirit will be there. He will be there. He will know exactly what you are, what you've done, what you said, everything you did and said against the word of God, against people, breaking people down. He will know exactly that you will just stand there and go, wat hy met jou praat. En die ene wat ek net wil sê, jy is nie 'n sissie nie. Jy is nie 'n sissie nie, dat net alles toelaat om te gebeur is. Jy moet die regte plek opstaan en dan dit aanvat. Jy moet op die regte plek 'n mens wat is besig om te groei, te laat groei in die liefde van Christus, dat hy kan verstaan hoekom jy so geword. Wie sê, jy wil 'n Ralph skoene loop nie, asseblief moet dit nie sê, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak as ek in jou skoene moet loop. My pad is nie jou pad. Jou pad is nie my pad. My pad is gelei deur God die Vader wat my gelei het al die jare. My hier kan toe gebring het, al die jare. Vir ons gelei het. Doesn't matter, I don't want to become a pastor or a king or whatever, I just want to become the servant of the Holy Spirit. Amen. So kom ons bid. Jullie sê 'n bekering preek. This is a preach to make you aware of the power invested in you. That God will hold you accountable for that power that you're messing around with, that you don't even know what you're doing. And what we say and do really counts. Het really counts. So kom ons bid. Here, ons kom uit jou vandag. Bid vir my. Bid my vrou. Bid vir elke ander persoon in hierdie gemeente, Here, dat ons in lyn kom met u Gees wat ons lei in alle dinge wat ons doen. Ons vra vir vergifnis vir die dinge wat ons doen, wat nie moet so gedoen word nie. Ja, dat dit sal verander word deur u liefde, deur u krag. Miskien, Here, moet ek weer leer, sodat ek leer dan, Here. Laat ek weer groei, sodat u krag in hierdie gemeente kan vol wees in Jesus naam. Vir die wat probleme het, Here, u ken hulle. Die wat selfregtig is, ken u ook, Here. Maar ons vra u Heilige Gees om besluit to make a decision in our lives that we can move forward. Dat ons as 'n gemeente
Want onder die krag en die salwing, wat ons sê, ons kom onder die krag en die salwing van die Heilige Gees, werklik waar sal doen wat die Gees van God vir ons sal sê. It's time to move, it's time to get up. Die pad is nou, Here, ons weet het, dat ons liefste op daai pad gebrand bly, maar op daai pad gaan dit wees. Here, ons vra U vir genade en krag en salwing. Geef vir ons die wysheid. Give us the intellect to understand really what the Spirit of God wants in our lives. We pray this in Jesus' mighty name. But vir die week wat voor lê, Here, dat die krag en die salwing van die Heilige Gees sal beweeg en elkeen in die gemeente, die wat nie hier is, die ook, Here, dat U van hulle sal seën in Jesus naam, wat nuwe mense sal in ons gemeente kom. En ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.